Bid ons Heilige Gees dat hierdie boodskap vandag uit die hart in ons harte sal val. Soos die saad wat Jesus ons nog vertel het, en dat ons dit sal herkou en bedink, en dat dit sal groot word soos 'n boom wat vrug dra tot seën van baie ander. En Vader, tot vreugde van U. Amen. Goed, baie welkom. Soos baie van julle, voer ek ook 'n tweestryd met die Kersboom, Kersvader, en al die ander goed daar rondom saam, en die geskenke. Want sing hulle mos daar, hulle kan sien in die lig is daar nou Kersfees, weet die bome gaan op. En in die begin het my, ek was bly in Dubai, en ook in Abu Dhabi, in hierdie land, dat ons dit mag gebruik. En dan ons eie woonbuurt het dan nou nie een opgegaan, en dan mis mense dit eintlik nogal. Maar, op 'n manier het ek lank gedink dat hierdie goed, om dit te verduidelik vir die mense wat hier bly, is moeilik. Maar wat het 'n Kersboom nou eintlik met Christus uit te waai? En Kersvader, jy weet, waar pas hy in die verhaal in, alle liefde? En wat is dit met al die geskenke, al die geld gaan op geskenke, en ek weet ook nie vir ons kinders het actually weet nie. En vir my was altyd die beste toenelings, bly hulle verkoop, hulle is die kryptoneeltjies wat jy kan koop nou in die winkels hê. Maar dit is eintlik maar die verhaal. Maar my eie huis slaan ons ook die Kersboom op. En ons koop ook geskenke. En ek het ons klein was, het een oom altyd, soos André met 'n baard, jy weet, 'n ding op sy kop gesit, en dan moet hy nou geskenke vir die kinders gee. Die Kersvader, nou deesdae skryf hulle briefies vir hom, en hulle dink hy kan wonderwerke doen, en dis 'n probleem. Maar dis nie 'n probleem wat ons gaan wegwens nie. En ek het gebid hieroor, en geworstel daarmee, regtig ek het. En toe die Heilige Gees vir my gesê, miskien moet 'n ou hierdie gebruik, tot die voordeel van die geloof. Die Christelike geloof. Party mense hou nie af van nie, party mense wil nie eens Kersfees vier nie. Maar dit is simbole. So die Gees het my gesê, ons moet hierdie simbole gebruik, as hakplek om gesprekke te voer met mense. En ek gaan vir jou vandag verduidelik hoe jy dit kan doen. Die kinders moet mooi luister, wat na die tyd, as jy 'n kind is en jy is groot, maar gaan ek hierdie uitdeel vir die kinders wat onthou wat hierdie goed is, wat jy moet gebruik, die boodskappe, okay. So die eerste een is, wanneer jy 'n Kersboom sien, en iemand sê, wat is die Kersboom? En sê, ek sien in elke Kersboom 'n kruis. Tweede een, as jy Kersvader sien, en die wille hoede ons nou deesdae, ek sien hulle tot 'n cowboy hoed gemaak, jy moet so vir julle wat Yellowstone kyk. Dan sê jy, ja, nee, maar jy geweet Kersvader, die eerste Kersvader, hy was 'n Christen gewees. Trouwens, hy was 'n biskop gewees, hy het geleef. Derde ding, oor die geskenke. Sê, waar kom die geskenke vandaan? Geskenke, die idee daarvan, kom waar vandaan? Die wyse manne het geskenke gebring vir wie? En wie was hy? Die koning van die wêreld. Presies. En maar ons het toe later uitgevind, dat hy is die koning van die wêreld, maar hy is toe ook die Vader se geskenk aan ons. En hy het vir ons 'n baie spesiale geskenk gegee. En dis hoe ons mekaar geskenke gee. Verstaan julle? Okay. En dan gaan dit nou oor die regtige verhaal, en dit is eintlik die krippie. Wat eintlik in elke huis moet jy sorg dat daar 'n krib is. Daar kan 'n Kersboom wees, Kersvader kan daar wees, maar dan moet 'n kribbietjie wees. Want dit is eintlik waar ons vier, en ek gaan net vir julle sê hoekom. Die mees spesiaalste mense in jou lewe se verjaardag. Hier sit ons vandag. Is dit reg so? Het julle dit? Vier goed. Kids, julle moet onthou. Goed, ek gaan 'n bietjie meer verduidelik hoe die groot mense ook verstaan. Hulle 'n bietjie meer praat, reg gesê een. So, hierdie is 'n kruis, en in elke Kersboom staan daar 'n kruis. In elk geval, hierdie hout wat ons hier sien, lyk vir my soos pine. So waar kry jy die hout vandaan? Dis regte hout, nie plastiese hout hierdie. Jy kap 'n boom af. Hierdie is 'n regte boom. Jy kan hierdie goedjies eet, dit proe nogal lekker, nie plasties hierdie. Dit is spesiaal vir ons gekoop vandag.
So jy vat 'n boom en jy kap hom en dan maak jy 'n kruis. Alle kruise kom van bome af. Jesus se kruis ook was 'n boom gewees. So wat 'n ou moet sien, as ek na 'n kruis, 'n boom kyk, dan sê hy altyd in elke kersboom staan 'n kruis. Van die krib, so niks beteken dit as daar nie 'n kruis is nie. Die kruis, sê Paulus, so niks beteken dit as daar nie 'n oop graf is nie. Die is die Ierse kruis, die Keltiese kruis, hulle het altyd 'n sirkel, wat twee goed beteken, die leë graf en die koning leef, die opgestane koning leef. So, Jesus het self gesê, hy het gestap, val 'n balletjie af, in Lukas 9, toe sê hy, onthou jy die vers 9 vers 22, die seun van die mens wat ek is, sê hy, moet baie ly en hy moet doodgemaak word. Dis wat hy eers gesê het. Hoekom is hy doodgemaak word? Want hy is die lam, wie se bloed die sondes van almal se weg was. En eintlik word hierdie kruis eintlik dan 'n brug na God toe, en kan mense weer, soos in die tuin van Eden, by God uitkom. En dis die geskenk wat ek en jy is. Ons kan hier sit, jy het nie my nodig om met God te praat, jy kan self met praat, jy het sy woord, jy het sy nabyheid. En dan die tweede ding wat hy gaan sê, hy sê, en op die derde dag sal ek opgewek word. En wat beteken dit? Jy kan nie net nou met God leef nie, jy sal ewig saam met hom leef, want hy die doodse mag oor jou gebreek. Hy sê vir Martha, in Johannes 11 vers 25, nog 'n vers om te onthou, hy sê, al sterwe jy, as jy in my glo, sal jy ewig lewe. En dis die geskenke wat hy vir ons gegee, om nou saam met hom te leef, in die koninkryk van die hemel, en om ewig te lewe. En dit sien jy in 'n kersboom. Nou, so mense sê, ja, weet jy, wat maak jy? Die Bybel het bome nog altyd gebruik as voorbeelde vir simbole. In Genesis 2 vers 9 word gepraat van die boom van die lewe. Hy sê vir Adam, jy kan daarvan eet, want ons het iets nodig om te eet, en jy sal lewe, jy sal ewig lewe saam met my. En dan weet ons, Adam gaan eet van die boom van kennis en goed en kwaad, wat eintlik 'n simbool is daarvan, dat hy nie alle kennis hoef te hê nie, want dan is jy God, en dis wat Adam nie even probeer wees, en ons sien wat gebeur nou in die wêreld van die mense dink hulle is God. Al die leiers is net oorlog om ons en oral. Dis besit, heeltemal almal van hulle. En wat lees ons in Openbaring 22? Daai boom is weer daar, in die nuwe hemel, wat ons eendag sal in volledig in oorstap. En daai boom sê hy, die nasies wat van daai boom eet, hulle lewe ewig. Dis 'n simbool van die God se goedheid wat jy aanvaar. In die begin van die Bybel en in die einde van die Bybel. En wat in die middel staan daar, 'n kersboom. Saggeus was te kort om Jesus te sien, toe klim hy in 'n willevyboom in Jerigo. En daar het hy sy ontmoeting met God gehad. Bome was nog altyd simbole van lewe. En ek weet dat ek was nie in Jerigo nie, maar ek was in Bloemfontein, 'n baie koue plek gewees, toe ek besef het, dat Jesus het my sondes weggevat, ek was instaan het sewe gewees, en dat ek vir altyd by God kan leef. En daai wysheid groei en groei en groei. En die vraag is, waar was jou kersboom? Het jy al 'n kersboom gehad, wat jy besef het, dis Jesus, hy is die Messias, hy is die lam wat die sonde van my sal wegneem en die hele volk. Dis wat 'n kersboom jou ook wil herinner, en elke keer as jy hom opslaan, en dink jy ook aan jou boom, ieweste, en aan die kruis wat jy besef het. Want jy sien in elke kersboom, staan daar 'n kruis. Ok, kom ons gaan na hierdie knaap, die Kersvader. Wat jy moet onthou, is, ek sê net gou terug gaan hier naartoe. So wat is die eerste ding wat ons geleer het? In elke kersboom staan 'n kruis. Jy moet dit sê, dan sal jy dit kan sê. As jy sê, wat is by julle beheptheid met kersboom? Jy sê nie, by elke kersboom staan 'n kruis, okay? Okay, die tweede ding wat jy gaan sê, die eerste Kersvader was 'n Christen gewees. En hierdie is 'n belangrike ding om te verstaan, en as jy nou in Turkye toer, dan kom jy dit agter. Kyk, daar was 'n biskop gewees, so 300 jaar na Christus. Biskop Nicolaas was sy naam, van Myra gewees, of Myra. En as jy op die kaart kyk, dis daar naby waar Efese was, dis waar die 7 gemeentes was daar was baie gelowiges toe, en hulle het biskoppe gehad. Hulle het nou nog in die Anglikaanse kerk, die Rooms-Katholieke kerk, 'n biskop. Hy's bietjie belangriker as dominee, hy te sê. En hulle het rooi klere aangetrek vandag nog, met 'n hoed op, okay.
En hierdie was 'n baie besonderse man gewees, gewone gelowige, Christen, 'n dominee. En daar was mense, hy het soos Jesus het hy reg laat geskiet aan mense. Op 'n stadium wou hulle 3 ouens doodmaak onregverdiglik, toe stop hy dit. Nou 'n ander keer, en dis waarvoor hy baie bekend was daar 'n man gewees wat skuld gehad het by die skuldeisers. Toe sê hulle sal sy 3 dogters vat as betaling, dan gaan hulle verkoop as slawe. En wat het hy toe gedoen? Hy het in die nag, as niemand hom sien nie, want hy het nie gehad het sy regterhand en sy linkerhand moet weet wat hy doen nie, het hy het nie baie klere gehad nie, so dan het hy sy jurk aangetrek, wat rooi was, sy biskopjurk. Hy het 'n kaapkop gehad na alle kennis, en dan het hy geld gevat, soos hy by die gemeente gekry het, die barmhartigheid geld. En dan het hy in die nag van deur, van boom na boom geslyp, want hy kaapkop was, het hy sy slaapmus opgesit, wat min of meer so gelyk het. En dan het hy by die skoorsteen ingeklim, want dit is 'n groot skoorsteen gewees, en dan het hy 'n sakkie geld daar gelos. Elke maand, as hy genoeg het, dan sit hy dit daar neer. En so kon die pa die skuldeisers betaal, en het hy die vryheid van hierdie kinders het hy verseker. En dit is wie Kersvader die eerste was. Sy naam, toe hy dood is, hulle in die Rooms-Katholieke kerk maak hulle mense 'n saint. Dis waar Halloween ook eintlik vandaan kom, want dit is die week van die week van die heiliges, die saints. En toe word later nou Halloween. En nou weet ons wat dit nou is. So Turkye het hom toe Sint Nicolaas genoem. Nou nog, die 16 Desember dan hou hulle 'n heavy Sint Nicolaas fees, dan is daar in daai dorp klomp sulke ouers loop heeldag so rond. Soos julle by die sewes lyk julle ook ons so snaakse mense. En dan die Hollanders het hom toe Sinterklaas genoem, want Nicolaas in Hollands is Klaas. Die Amerika het hom toe Santa Claus genoem. Wat nou kan vir my klink, maar toe Suid-Afrikaans sê dis Kersvader. Susan sê altyd, net nie sê dis Vader Kersfees nie, daar's net een Vader en dis die hemelse Vader, jou Vader, wat jy het. Maar dis Kersvader, ek wil hom eerder Sint Nicolaas doen. Dis hy. So wat sê jy vir mense? Die heel eerste Kersvader was 'n Christen gewees. Dis okay. Hy het gedoen wat Jesus gedoen het. En hy het namens Jesus opgetree, soos wat Jesus se optree as hy daar was. Maar ek wil 'n tweede ding sê, jy moet onthou, dat in jou skuil, in elkeen van ons skuil ook 'n Sint Nicolaas. Want Jesus het gesê, wees barmhartig, soos ons Vader in die hemel barmhartig is. En dit is eintlik al wat Sint Nicolaas gedoen het. En dis hoe ons gemeente, en dankie vir die 100 bokse wat ons kon gegee het vir mense wat minder het as ons. En dis wonderlik, ek dink ek het hierdie foto nou verby gegaan, wat ons die bokse vir hulle gegee het, is mense wat Christus nie ken nie, die Lomai het uitgedeel, sy tot vir die drywer van die lorries ook gegee. Tweede ding wat ons leer, die eerste Kersvader was 'n Christen. En daar skuil is Sint Nicolaas in elkeen van ons. Jy hoef nie Kersfees goed te wees vir mense nie. Jy het baie gekry. God het vir Abraham gesê, ek sal jou seën dat jy ander mense seën. Hy seën jou dat jy ander mense seën. En wanneer jy dit doen, dan word jy soos Jesus vir mense. Die Kersvader, nie? Jesus, wat agter Kersvader staan, Jesus. En agter Jesus staan die Vader. En die een wat hom motiveer is die Heilige Gees. Okay, derde ene. Geskenke. Ons het net gesê, die heel eerste geskenke was vir die hemelkoning om hom te eer. Hulle het dit altyd met konings gedoen. Wat was dit? Goud, wierook en mirre gewees. Het is wel baie goud, want hulle het, liewe Vader het geweet, hy moet na naam het en nou Egipte toe vlug. Hierdie koning het ons later agtergekom was die geskenk van die Vader. Ons sing dit ook heeltyd. 'n Koningskind is aan ons gegee. Hy is die geskenk wat hy vir ons gegee het. En wat het hy as die geskenk vir ons gedoen? Hy het vir ons aan die kruis gesterf en opgestaan sodat ons juist weer by die Vader kon uitkom. Maar daarmee het hy vir ons 'n ander geskenk gegee en hy noem dit die koninkryk van die hemele. Hy sê hierdie brug is dat jy by die Vader kan uitkom. As jy vir Jesus vra wat hy kom doen het, nie vir die engele nie, dan sê hy, ek het gekom, Matteus 4 vers 17, en dit moet julle besef, sodat julle die koninkryk van God weer, die ou tuin van Eden weer kan hê.
Dit is wat hy wil hê ons moet hê. En wat ek net nie gesê het oor hierdie boom nie. Die Kersboom kom so uit 500 in die 1500s eintlik in Duitsland, na die reformatie. Het op die 24 Desember die Kersboom gehang en dan lekker goed hier aangehang en vrugte. Want hulle sê dit herinner hulle aan die tuin van Eden. Die plek wat God geskep het. En die boom van die lewe. In die volgende dag, dan het hulle Kersfees gevier en sê Christus het weer vir ons nuwe lewe kom gee. Baie mooi simboliek eintlik. En dis wat Jesus vir ons kom gee, dat ons nou reeds, en dis iets wat ons moet verstaan, dat ons nou reeds hemel op aarde kan hê. Die liefde, huwelik kan ons hemel op aarde wees, hy kan ook hemel op aarde wees, dis eintlik die probleem wat ons het, maar in my huwelik het 'n klomp rise of light partykeer. Veral as ek in vergifnis optree en ek bring my kant, ek luister, dan word Susan soos 'n engel, verstaan jy? In die huis, in die bed, oral waar ons ry in die kar, ek dink net mooi, en dieselfde met my, so, maar die hele lewe, so as jy in liefde werk, as jy in liefde waar jy is, goddelikse liefde gee, dan word dit hemel op aarde, waar jy reg laat geskied. Paulus sê, die koninkryk van God gaan oor geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dan is die koninkryk hier. En so enig as ons sou laaste asem uitblaas, dan stap ons net volledig in. Dan gaan nie meer Kersboom en die boom van die lewe is daar, dan stap jy oor. So, hoekom gee ons geskenke vir mekaar? Om die joy vir mekaar te gee. Eintlik moet hy sê, Jesus het my die ewige lewe gegee, my soveel joy gegee, ek gaan vir my geskenke, vir myself gee ek vir jou 'n geskenkie vir jou. Dis soos hy liedjie sê, joy is in the air, you can feel it all around. Joy is in the air, you can see it everywhere. Jy weet dis wat ons in Kerstyd, dis joy. En jy moet verstaan wat die joy is, jy gee dit, omdat jy alles gekry het. En dis die derde ding, dat die eerste geskenk aan ons, was die hemelse koning, wat ons toe gekom het. En nou die laaste ene, is die krippie wat die mense in die huis moet hê. Dit is die een wat daar moet wees. As hy nie daar is, dan dink ek word hierdie eintlik banale aardse goed. Maar hy anker dit alles. Hoekom? Want ons vier in die geboorte van Christus, die belangrikste persoon se geboorte in ons lewe. En daai persoon se naam is Jesus, die gesalfde. Want hy jou met lewe kom salf. Sy bloed is lewe. Sodat jy nou kan lewe, ewig kan lewe, geen vrees kan hê nie. En jy weet wie se verjaardag jy onthou, dis mense wat vir jou baie spesiaal is in jou lewe. Dis ouers, broers en susters en paar vriende. Wat genuine vir jou belangrik is, jy onthou hulle verjaardag. Hoekom onthou jy Jesus se naam? Dat hy dit vir jou gedoen het. En hierdie is 'n baie besonderse dag, en ek so bly het vandag gekom om hierdie vreugde ook met ander te deel. En dit is die haakplekke wat jy kan vat om vir mense die evangelie te verduidelik. Dit is die nice thing. Ok, kom ons kyk hoe julle geluister. So, die eerste een is nogal maklik. So, wie kan vir my sê, as jy 'n Kersboom sien, wat sien jy? 'n kruis. En elke Kersboom sien jy 'n kruis. Ok, kom haal vir jou geskenkie. Dis 'n mooi boom, nie? Al die kinders gaan nie geskenke kry nie, want ja, maar na die tyd kan almal van julle kom en jy kan vir jou iets kom vat hier, verstaan jy? So watter een wil jy hê? Enige een. Kom ons gee vir jou die krokodil. Ok, die tweede vraag is, as jy Kersvader sien, wat sal jy vir mense sê? Jou hand was eerste op, ja. Ja, hy was die eerste, ja, die eerste Kersvader was 'n Christen, ja. Kom half vir een. Ja, hondjie, dis 'n goeie keuse. Kom 'n naam gee, noem hom Chrissy of so iets, okay. En okay, die derde vraag gaan nou eintlik oor die geskenke. Hoekom gee ons vir mekaar geskenke en waaraan laat dit ons dadelik dink? Hiervoor
O, Olivia, hoekom? Wat van die wyse manne? Ek hoor die stemme kom van bo. Maar die wyse manne het skenke gebring, hè. Okay, kom haal vir jou enetjie. Wat een gaan jy vat? Dan vat jy die haas. Okay, ek dink 'n moeilike